So spreek die Here, ek is die Here en daar is geen ander nie. Buiten my is daar geen God nie. Ek omgord jou. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, kom ons sing Psalm 66. Ons sing daar die eerste, tweede en vierde vers tot eer van die Here.
Geliefdes, na die wet dan sing ons Gesang 42 vers 1 en dan na die geloofsbelijdenis die 3de vers, Gesang 42. Maar kom ons luister eers na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken staan hier in Eksodus 20, waar ons vandag gaan praat oor die orde, God, 'n God van orde. Dan sien ons ook hier die orde wat God deur sy wet daar stel. God doen dit vir die mens sodat hy nie kan verval in chaos nie. Want dit is daar waar die wet, God se gebooie nie onderhou word nie, daar is chaos. Daarom daar die grense wat God stel. Kom ons luister, wat vra God van my en jou? Eksodus 20 daarvan vers 1. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling, of wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Broer en suster, as ons praat van orde en God wat 'n grens stel, hy sê, of ons hoor daar in Johannes 3 vers 36, hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe. Maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom. Dis of die een
of die ander. Met hierdie waarheid in die hart, kom ons spreek ook die 12 artikels. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Geliefdes, uit die woord van die Here, ons luister na die woord van God, daar in die Ou Testament, Genesis 2, Genesis 2 gaan ons lees daar van vers 1 tot en met vers 25. Voor ons lees, kom ons bid eers saam. Here, ons dankie, U bring ons vanmôre hier. U bring vir ons saam hier by mekaar as 'n gemeente. En ons besef dat dit genade tyd is. Ja, Here, in 'n week waar ons so besig is en met die wêreldse dinge te doen kry, dan kom U en U sonder vir ons vanmôre hier af, elkeen so uniek met eie gedagtes, nie een van ons presies dieselfde nie. Wat juis wys hoe wonderlik volmaak U is, U almagtig, alwetend, alwys, en dat U elkeen van ons so geskaap het. Here, ons besef, dis maar net U, die lewende God, die Skepper God, wat dit reg kry. En nog vele meer. U vir wie niks onmoontlik is nie. Here, ons bid en ons vra, ons smeek, wees ons genadig. Vergewe asseblief al ons sondes. Vergewe ons, Here, waar ons so klein van U dink. Dat baie mense U maar gelykstel met 'n mens en 'n mens se vermoëns. Maar Here, U wat bokant alles en almal uittroon, U wat geskaap het en U wat beskik.
U wat hierdie aarde ook na sy einde toe neem, volgens die raadsplan, die ewige raadsplan. En daarom, Here, ons staan vanmôre as ons hier by mekaar is, elkeen klein voor U, in nederigheid, om te weet, U is die gans ander. U gedagtes, U weë ver bo ons. Maar Here, dankie dat U vir ons ook daardie genade gee om U te leer ken deur die woord. U wat U openbaar as die enige God deur die woord. En U Gees wat hierdie woord in ons harte indra, wat die geloof van ons harte bring, dat ons dit kan glo. En so dank ons U, Here, vir U goedheid, U genade. En ons bely, Here, ons is so geneig om te dink aan dit wat ons nie het nie. Maar ons vergeet van dit wat U vir ons gee, alles wat ons het, alles wat ons uit U Vaderhand ontvang. Daarom bid ons, Here, dat U vir ons dankbare mense opreg dankbaar sal maak deur die Gees. Dit wat U vir ons gee te waardeer, om voor U te kom buig in die diepste afhanklikheid. En dit kom doen ons ook vanmôre hier. Want Here, ons vermoë is klein. Ons verstandjies is klein. Daarom vra ons, Here, werk met ons hier deur die Gees. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Geliefdes, uit die woord van die Here vanmôre daaruit Genesis 2. 'n Mens hou natuurlik Genesis 1 in gedagte. En almal van ons ken sekerlik Genesis 1. En so stel God, as ons vanmôre dan praat in die tema vanmôre, God is 'n God van orde. God wat daar die grense vasstel. Die grense van die paradys vasstel. Vir die mens daar binne die paradys stel hy ook grense. Hy mag dit en hy mag nie dat nie. Maar kom ons hoor, kom ons lees saam daar Genesis 2 van vers 1. So is dan voltooi die hemel en die aarde met hulle ganse leermag. En God het op die 7de dag sy werk voltooi wat hy gemaak het en op die 7de dag gerus van al sy werk wat hy gemaak het. En God het die 7de dag geseën en dit geheilig, omdat hy daarop gerus het van al sy werk wat God geskaap het, deur dit te maak. Dit is die geskiedenis van die hemel en die aarde toe hulle geskaap is. Die dag toe die Here God die aarde en die hemel gemaak het, was daar nog geen struike in die veld op die aarde nie, en geen plante van die veld het nog uitgespruit nie. Want die Here God het nog nie laat reën op die aarde nie, en daar was geen mens om die grond te bewerk nie. Maar 'n mis het opgetrek uit die aarde en die hele aardbodem bevochtig. En die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens 'n lewende siel geword. Ook het die Here God 'n tuin geplant in Eden in die ooste en daar aan die mens wat hy geformeer het 'n plek gegee. En die Here God het allerhande bome uit die grond laat uitspruit, begeerlik om te sien en goed om te eet, ook die boom van die lewe in die middel van die tuin en die boom van kennis van goed en kwaad. En daar het 'n rivier uit Eden uitgegaan om die tuin nat te maak, en daarvandaan is dit verdeel en het 4 lope geword. Net, ons gaan nou verder daar in vers 15 lees, maar net sê, hier stel God die grense van die paradys deur die riviere, die lope vas. Vers 15.
Toe het die Here God die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak. En die Here God het aan die mens bevel gegee en gesê, van al die bome van die tuin mag jy vry eet, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie. Want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Ook het die Here God gesê, dis nie goed dat die mens alleen is nie, ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. En die Here God het uit die aarde geformeer al die diere van die veld en al die voëls van die hemel en hulle na die mens gebring om te sien hoe hy hulle sou noem. En net soos die mens al die lewende wesens genoem het, so moes hulle naam wees. So het die mens dan name gegee aan al die vee en aan al die voëls van die hemel en aan al die wilde diere van die veld. Maar vir die mens het hy geen hulp gevind wat by hom pas. Toe die Here God 'n diepe slaap op die mens laat val en terwyl hy slaap, het hy een van sy ribbebene geneem en die plek daarvan met vlees toegemaak. En die Here God bou die rib wat hy van die mens geneem het tot 'n vrou en bring haar na die mens. Toe sê die mens, dit is nou eintlik been van my gebeente en vlees van my vlees. Sy sal manin genoem word, want sy is uit die man geneem. Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle sal een vlees wees. En hulle was albei naak, die mens en sy vrou, maar hulle het hom nie geskaam nie. Tot sover. Geliefdes, ja, ons gaan vanmôre kyk veral daarna, natuurlik in gedagte die hele skepping en die orde wat daar is. Ek sê weer, ons tema vanmôre, God is 'n God van orde. En daar in vers 15, ons teksvers, toe het die Here God die mens geneem om hom in die tuin van Eden gestel, om dit te bewerk en te bewaak. Ekskuus tog. Besef jy werklik hoe belangrik orde in hierdie lewe is? Ek het nou die dag, en dis maar een voorbeeldjie daarvan, dit weer opnuut besef toe ek daar in Johannesburg kom, daar eintlik afdraai op die Lanseria pad. Toe beland ek en Marlies daar in 'n kruising. Daar waar nou juis 'n robot buite werking is. En ek kan maar nou self dink in daardie besige wêreld, hierdie duisende motors op pad huis toe na so 'n dag se werk, duisende van hulle. En so gebeur dit dat ek en sy daar vir sekere ure en 'n half daar vasgekeer staan. Dit natuurlik terwyl jy so gefrustreerd raak deur motors wat hier aan die kante verby die geel streep en daar op die grondgedeeltes verby skuur. Natuurlik baie taksies wat ook verbykom. Almal om maar gulsig voor te kom indruk. Chaos. Want niemand die geleentheid kry vir ryvoorrang nie. En weet jy die tragiese, ons op 'n stadium kom hier 'n verkeerspolisie voertuig verby, daar sit ek dink 'n stuk of 4 mense binne in, verkeersbeamptes. En ons dink ja, hier is die oplossing nou, maar daar sien ons hulle ry maar stilletjies verby. Hulle los maar hierdie verkeershoop maar net so, seker maar te gevaarlik. Seker maar nie kans gesien om hierdie geweldige verkeersknoop te ontknoop. Maar dit het my hierdie ding en nog baie ander dinge het natuurlik vir my laat besef hoe belangrik orde en dissipline werklik is. En terwyl ek daar so sit, toe dink ek juis aan hierdie
hierdie gedeelte daar uit Korintiërs 14 vers 33, daar waar Paulus sê, want God is 'n God van orde. God is nie 'n God van wanorde nie, maar van vrede. Hy gaan verder en dan praat hy natuurlik hier oor die godsdienstbeoefening binne 'n gemeente. Daar moet orde wees. Daarom sê hy ook daarin, ekskuus tog 1 Korintiërs 14 vers 40, hy sê, laat alles welvoeglik en ordelik toegaan. Maar so en terug hier by ons skrifgedeelte en dit waarom ons hier dink, dit oordink, bedink, Genesis 1, as ons daar begin al, dan sien ons dit getuig van God se ordelikheid. Sy skepping wat so ordelik gebeur volgens sy soewereine plan. En telkens hoor 'n mens dit daar met elke skepingsdag. Skepingsdag na skepingsdag. Dan sê hy, laat dit so wees en dit was so. As jy uiteindelik daar in Genesis 1 vers 31 kom, dan lees ons, die sien God alles wat hy gemaak het en dit was baie goed. Dit was alles volgens sy soewereine wil welvoeglik gewees. Daarom maar net opnuut vanmôre hierdie besef by elkeen van ons, God stel hierdie orde daar. Hy skep hierdie wonderlike paradys, hierdie plantryke, waterryke, vrugbare paradys. En hy maak dis die woonplek vir die mens, en hy grens hierdie plek deeglik af, daar's orde. En alles moet hier gebeur, wat hier geskied moet wees tot eer en verheerliking van God. En dan kom hy, en dis ons teksvers vanmôre wat hy baie duidelik sê vir die mens, hy moet hierdie tuin gaan bewerk, ordelik gaan bewerk en bewaak. Die mens, die kroon van die skepping, het hierdie verantwoordelikheid. Hy is die rentmeester, God se rentmeester hier op aarde. Hy moet na alles hier binne hierdie tuin gaan kyk en dit bewaak, dit bewerk. Die mens moet hierdie skepping wat God hier stel, hierdie tuin van Eden, moet hy gaan oppas. Hy moet hierdie, kom ons sê, hierdie skeppingsorde waarmee God begin het, moet hy handhaaf. En nou weet ons, my broer en suster, as die mens nie gaan hou by hierdie opdrag nie, as die mens nie hierdie opdrag gaan uitvoer nie, dan kom die mens, dan veroorsaak hy chaos. Dan sal dit wat God so goed geskaap het, afgebreek en afgetakel word, soos ons in baie gevalle ook vandag dit baie deeglik sien. Maar dan sien ons ook, waar daar chaos is en die mens wat dit bewerk het, dat hy die wrangvrugte hiervan gaan hy pluk. Hier lees ons telkens van God se genade. God wat kom en vir die mens geleentheid gee om vir die diere name te gee, vers 19, die diere van die veld en al die voëls van die hemel kan hy name gee. En dit maak die verhouding met die diere, die mens en die dier, maak dit inniger. Dis om te sê, maar hierdie dinge wat God gemaak het, is nie maar naamlose kreatuure nie. Daarom name en naamgewing maak deel uit van God se ordelikheid, van orde, dissipline. Daarom het hy soorte gemaak, soorte wat by mekaar pas, en volgens soort sal hierdie diere ook voortplant. Broer en suster, waar God heers, is daar orde. En deur sy genade, sy alwysheid, dan kom hy en hy skenk aan Adam
kom hy en hy gee vir hom 'n hulp wat nie daar was nie, kom hy uit genade en hy gee dit vir hom. Maar het jy vanmôre mooi geluister? Hy gee hom 'n hulp wat by hom pas. Om hierdie een wees en hierdie bypassende hulp te demonstreer, word Eva uit die rib van Adam geskaap. En daar word sy manin genoem, omdat sy uit die man geneem is. En sy moes vir Adam help met hierdie skepping, hierdie tuin van Eden, om hierdie tuin van God te bewaak en te bewerk. Sy moes vir Adam help om hierdie orde wat God vasgestel het, te handhaaf en daarop ook voort te bou. Hulle moet God sy eer daarom ook gaan uitbrei. My broer en suster, net soos die diere volgens hulle soorte moes voortplant, die plante volgens hulle soorte sekerlik voortspruit en aanwas, so moes die mens volgens sy soort geskape, luister mooi, as man en vrou voortplant. Vers 28, dan sê God, hy gee die opdrag, wees vrugbaar en vermeerder en heers. Hoor jy dit? Ons hoor dit sommer in hierdie woorde weer ordelik. En watter chaos sien ons nie vandag in ons dag, met allerhande snaakse wanpraktyke, die homoseksualiteit en al die dinge wat daarmee saamgegaan het. Ek het jy al vertel, mense wat sê ons met diere trou. Mense wat seksuele omgang met diere het. Stel jou voor, Levitikus 20 vers 15 en 16 verbied dit, en as 'n mens daar gaan lees, dan sê hy, daardie mens en daardie dier moet doodgemaak word. My broer en suster, die huwelik wat God ingestel het, vasgestel het, demonstreer sy orde. Vers 24, een man, een vrou, wat mekaar, soos hy daar sê, aankleef, en hulle sal een wees. Dan is daar mos nie plek vir huweliksontrou, vir rondloop nie. Losbandigheid, en dan praat ek nie net in die huwelik, ek praat van losbandigheid in die algemeen. Die losbandigheid wat getuig van eintlik wanorde. Want as ek so handel, dan handel ek teen God se wil. Ek maak soos ek wil. En dan moet ons besef, sonde skep wanorde. En Satan is die voorloper van hierdie chaos, hy is die meester daarmee. Hy wil hierdie ordelike skepping van God, wil hy vernietig. En as 'n mens so lees en jy hoor, en dan sien jy ook in ons dag vandag, die Satan wat alles eintlik deur mense wil afbreek, hy bou niks op nie. Dit wat God daar vasgestel het, moet afgebreek word. God wat kom en hy stel 'n verbod, hy sê hy kom en hy stel 'n grens hierso. Hy sê van al die pragbome, vers 9, begeerlik om te sien en goed om te eet, stel God daar die verbod. Vers 17, maar van die boom van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Die slang se Satan kom en hy praat die mens om God eintlik maar te ignoreer, om sy orde reël heeltemal af te maak. En so moes die slang, die mens, maar ongelukkig die hele skepping uiteindelik die straf van God ontvang. My broer en suster, ons sien steeds hierdie opstand dikwels in ons lewe,
sien ons hierdie opstand teen God se orde. Op alle terreine van die lewe sien ons dit, wat ons dikwels opstand voer, deur ons sondes natuurlik, deur ons ongehoorsaamheid, wat ons in God se orde teenstaan. En dan, soos ek vanmôre ook maar so 'n bietjie gepraat het daar in die wet, God wat kom en daar op die berg Sinaï sy wet gee, en daarmee wil hy hierdie volk kom help. Hy wil hulle kom help dat hulle nie in chaos verval nie. Daar moet orde wees. Hulle moet binne hierdie grense van sy wil kom lewe, dan sal dit met hulle goed gaan. Daarom sien ons ook, enigeen wat hierdie wet oortree op een of ander manier, loop jy vir jou vas. Gaan dink maar aan die wet so, die afgodery, moord, diefstal, egbreek, verkeerde begeertes, alles wat chaos veroorsaak binne 'n wêreld, binne ons gemeenskappe, binne ons lewe. Daarom kan ons sê, 'n verwerping van God se onderordelike gesag bring chaos in ons lewens. God se woord is juis 'n woord wat kom te velde trek teen hierdie chaos. Die woord van God leer vir ons van orde, om te bou, om vooruit te gaan, geestelik te groei. En hoe baie sien ons dit in ouerhuise, waar kinders so in opstand kom teen ouerlike gesag. In opstand kom teen dissipline, in opstand kom teen hierdie orde. Maar as 'n mens so na studies gaan kyk, dan sien jy, kinders voel juis gerus as hulle daar grense het. As hulle binne daar die grense kan beweeg, dan vind kinders dit goed in huise om seker te wees, ek kan dit doen of ek kan dat doen. Dit gee vir mense 'n sekerheid. En daarom, my liewe broer en suster, u wat nog kinders het, dalk klein kinders, dan is dit tyd om te speel. Dan is dit tyd vir ontspan. En dis grense. Maar daar is ook 'n tyd vir leer, vir huiswerk doen. En hoeveel kinders vandag, as 'n mens so luister, eerbiedig nog daardie vasgestelde tye, as hulle mag uitgaan om te gaan kuier of wat ook al. In watter huis is daar nog 'n inkloktyd wat gerespekteer word? Hoeveel kinders respekteer nog daardie grens, daardie beperking van 'n tyd op 'n foon of op 'n rekenaar of op 'n TV? Maar as 'n mens gaan kyk, dan sien jy dat wanorde, hierdie chaos, baie keer ontstaan in huise waar daar nie hierdie dissipline is nie. Daar kom onvrede, daar kom twis, daar kom chaos. En dan kom daar 'n toestand waar ouers glad nie meer beheer oor het nie. En daarom, my broer en suster, baie mense vra baie keer na die orde in 'n kerk. Dit was 'n riem onder die hart toe iemand eenmaal wat ons hier besoek het agterna daar in die konsistorie kon sê, wat ek van julle waardeer en wat ek agtergekom het, is die orde wat julle handhaaf. Die orde wat gehandhaaf word, sodat alles stigtelik gebeur. Daarom elkeen spring nie maar op en doen wat hy wil en sê wat hy wil nie. Daar selfbeheersing. Selfbeheersing wat onlosmaaklik deel vorm van orde, dissipline, soos ons kerkvergaderings geskied volgens die woord, volgens die kerkorde, want God is 'n God van orde. Ek wil afsluit. God se raadsplan, sy ewige raadsplan is 'n volmaakte plan. En daardie plan getuig van orde. 'n deel van hierdie
ordelike raadsplan van God is sy verlossingsplan, sy ordelike verlossingsplan met die mens. En Satan, wat ook dit probeer verongeluk het en gedink het Christus se kruisdood sal 'n einde bring aan hierdie verlossingsorde, hierdie verlossingsplan van God. Natuurlik my broer en suster, met die opstanding van Jesus Christus, het Satan besef dat hy nie in sy plan geslaag het nie. En daarom, niemand en niks kan die almagtige, alwyse God se ewige raadsplan van orde tot niet maak. My broer en suster, ons met God se opdrag om hierdie skepingsorde van hom, sy skepping ordelik te gaan bewerk en te bewaak. Ek en jy moet dit gehoorsaam. En die Heilige Gees dring vir my en jou om dit te doen. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Here, dankie vir orde. Dankie dat U vir ons help om deur die woord orde te beleef. En gee vir elkeen van ons daardie besef opnuut in die hart. As die woord nie in ons huis of in ons lewe geld nie, dan sal daar ook nie regtig orde wees, dissipline wees. En lei vir ons deur die Gees, Here, om so te bewaak en te bewerk. Ook in ons geestelike lewe, dat ons die kosbare wat U vir ons gegee het ook sal bewaak. Dat ons dit sal oppas. Ons bid om U genade. Wees met ons ook in hierdie week wat voor lê en alles. En gee Here dat hierdie woord ook telke male in ons gedagtes sal opkom en ons dit deurdink. Maar dat ons dit ook sal doen. Dit alles tot eer en verheerliking van die wonderlike naam. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Geliefdes, gesang 29, Grote God, aan U die eer. Kom ons sing daar verse 1 en 3, tot eer van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u almal. Amen.